Radio Fynbos wat daarop fyn ingestel is om die mooi agter elke bos te soek, kuier vandag op Rooiheuwelplaas in Kleinbrak in Mosselbaai omgewing by John Robertson. Vertel my meer, wie is John Robertson en waarmee boer jy? Stel, ek is 'n kommersiële boer wat vanaf einde 1977 al op Kleinbrakrivier boer. Die afgelope 5 jaar ek eintlik die leiersels oorgehandig aan my seun James en hy is verantwoordelik vir die daaglikse bestuur en behartiging van die boerdery. En wou jy nog altyd 'n boer geword het en wat het jou geïnspireer om een te word? Dis 'n baie interessante vraag daai. Nadat ek omtrent 20 of 30 jaar geboer het ek nog altyd getwyfel of ek die regte besluit geneem het. Okay. Ek weet toe ek destyds op skool was en hulle al hierdie sielkundige toetse gedoen het en so aan, het boerdery nooit opgekom. Okay. As 'n rigting om in te gaan. Maar ek was in die gelukkige posisie dat tussen my pa en my oupa het hulle heelwat landbougrond bekom en ek het net gevoel dit sou 'n verskriklike vermorsing wees van hulle tyd en energie as 'n mens nie gaan boer nie. Toe ek kom boer het ek besluit die een ding wat ek nie meer wil boer nie is melk. Okay. En ek kon dit vir jare wegkom daarmee om nie te melk nie, maar my hoofbron van inkomste in die boerdery was uit groente. Ek het die besluit geneem dat as ek sou melk, moet ek op 'n skaal melk dat 'n mens hulp kan inkry. In die tyd wat ek gemelk het, waar ek voor my seun plaas toe gekom het ek nooit meer as omtrent 350 na 400 koeie gemelk nie, maksimum. En vandag is dit 'n heel wat groter besigheid. Ja. Hoe sou jy 'n gewone dag as 'n melkboer beskryf? Ek dink melkboere begin vroegoggends. Dit is 'n 365 dae 'n jaar besigheid. Wat is jou grootste uitdaging in die boerdery en hoe hanteer jy dit? Joh, dis 'n mond vol. Ek dink enige boer sal vir jou sê dat die grootste beperking in boerdery is altyd kapitaal. Jy het altyd 'n behoefte aan kapitaal en dit bly 'n skaars bron en 'n baie duur bron. En jy moet besluit hoe jy jou kapitaal gaan aanwend om die beste opbrengs te kry. En daarmee saam moet 'n mens ook onthou dat boere is nie altyd rasionele mense nie. In 'n melkboerdery of enige veevertakking vandag is biosekuriteit van geweldig baie belang. Dit is belangrik dat 'n mens jou hele bestuur daarop toespits dat dit voorkomend is. So dit is maar 'n geval van, as ek na die Engelse woord kan gebruik, maintenance. I think it's more prevention than maintenance. En watse raad sou jy vandag vir opkomende boere gegee het? Ja. Dis net so 'n moeilike ene. Ek dink vir enige opkomende boer is dit baie belangrik dat jy jou ouers reg kies. Dat jy seker maak dat jy in 'n gevestigde boerdery kan instap. Dis die maklikste. Dis bitter moeilik vir enige opkomende boer vandag om 'n boerdery van niks af te begin nie. Hoe belangrik is die verhouding tussen boer en werknemer? Dis baie belangrik. Dis baie belangrik. Jy moet vertroue in jou personeel hê. En as ek dit sê, jy kry altyd teleurstellings, jy kry altyd terugslae, maar as jy nie vertroue in jou personeel het nie, dan kan jy nie vooruit boer nie. En 'n mens moet dit maar as een van die pryse wat jy betaal om 'n beter en 'n groter opbrengs in die toekoms te kry. Jy moet vertroue in jou personeel hê en jy moet probeer om die potensiaal van jou personeel te ontsluit dat dit tot voordeel van die besigheid is.
Vertel vir ons, het jy enige groot drome nog vorentoe vir jou melkboerdery? Die aard van 'n boerdery is dieselfde as van 'n besigheid. Sodra jy tevrede is met jou opset, sodra jy terugsit en dink, nou het ek alles bereik, dan is jy besig om agteruit te boer. En so jou boerdery is soos enige besigheid. Dis 'n gedurende uitbreidingsinisiatief waarmee jy besig is. As jy vir my 2 staaltjies kan vertel wat jy graag sou wou nalaat aan jou nageslag, wat sou dit wees? Ek dink dit is belangrik dat 'n mens aan jou nageslag 'n liefde vir die plaas en die plaaslewe kan skep en dat jy ook by hulle 'n sin verantwoordelikheid kan skep. Ja. Dat in die lewe het jy sekere verantwoordelikhede. En of dit nou teenoor jou grond of jou diere of jou mense is, daar is verpligtinge op jou wat jy moet nakom. En as jy dit kan nakom en dit in jou gedagtes hou met jou besluitneming, dan is jy amper verseker van 'n gelukkige lewe. Dit was dan Radio Fynbos, 'n voorreg gewees om saam met John te kuier op Rooiheuwel Plaas.